Deuteronomium, hoofstuk 17. 'n Bees of kleinvee waaraan daar enige gebrek is, mag jy glad nie vir die Here jou God offer nie. Iets gruweliks is dit vir die Here jou God. Indien 'n man of 'n vrou in een van die stede wat die Here jou God aan jou gaan gee, die gebooie van die Here jou God oortree en iets verkeerds doen in sy oë, deur voor ander gode in aanbidding te buig, of selfs voor die son, maan of sterre te buig, dinge wat ek glad nie beveel het nie, en iemand jou daarvan vertel, of jy op die een of ander wyse daarvan te hore kom, moet die saak deeglik ondersoek word. En as daar bevind word dat dit wel die geval is, en dat hierdie afskuwelike ding in Israel plaasgevind het, moet die man of vrou wat die verkeerde ding gedoen het, na die stadspoort uitgebring word. Dit maak nie saak of dit 'n man of 'n vrou is nie. Hulle moet met klippe doodgegooi word. Maar iemand mag nie ter dood veroordeel word as daar slegs een getuie teen hom is nie. Daar moet ten minste 2 of 3 getuies wees. Hierdie getuies moet die eerste klippe gooi en dan moet die volk 'n hand bysit. Op hierdie manier moet sulke kwaad tussen julle uitgeroei word. In jou stad kan daar 'n saak wees wat te moeilik is om uitspraak oor te lewer. Sake soos moord, aanranding of selfs siviele eise. In daardie geval moet daar gegaan word na die plek wat deur die Here jou God gekies sal word. Die saak moet dan aan die Levitiese priesters en die regter aan diens voorgelê word, en hulle sal die uitspraak lewer. Die uitspraak wat hulle maak by die plek waar die Here sal kies, moet streng nagekom word. Jy moet presies doen wat hulle jou leer. Jy moet streng handel volgens die wet wat hulle jou sal leer, en jy moet alles presies volgens hulle uitspraak doen. Jy mag nie links of regs daarvan afwyk nie. 'n Persoon wat so arrogant is om die uitspraak wat die priester of die regter gelewer het, wat daar in diens van die Here jou God is, nie te gehoorsaam nie, moet doodgemaak word. Sulke kwaad moet uit Israel uitgeroei word. Wanneer die volk dan daarvan hoor, sal hulle met respek gevul word en nie weer so arrogant optree nie. En as jy die land inneem wat die Here jou God aan jou gaan gee, en daar woon, en jy later dink, ek wil nou ook 'n koning hê soos die res van die nasies rondom my het, moet jy vir jouself 'n koning aanstel wat deur die Here jou God aangewys is. Hy moet een uit jou eie volk wees. Jy mag glad nie 'n buitelander as koning oor jou aanstel nie, maar slegs 'n mede-Israeliet. Vir homself mag hy nie baie perde aanskaf, of die volk na Egipte toe laat gaan om daar nog perde te gaan kry nie, want die Here het beveel, nooit mag julle weer na Egipte toe gaan nie. Hy mag ook nie met baie vroue trou nie, want dan kan sy hart van die Here afwyk. Ook mag hy nie vir hom baie goud en silwer bymekaar maak nie. Hy moet 'n afskrif van hierdie wet wat by die Levitiese priesters is vir hom maak wanneer hy op die troon gaan sit. Dit moet altyd byderhand wees, en hy moet so lank as wat hy lewe gereeld daaruit lees. Dan sal hy respek hê vir die Here sy God en leer om hierdie wette gehoorsaam en om hierdie voorskrifte te hou. Dan sal hy nie verwaand raak en meer van homself dink as van sy mede-Israeliet nie. Hy sal dan ook nie na links of na regs afwyk van hierdie wet nie, en hy en sy nageslag sal vir geslagte lank in Israel heers.